My naam is Javta Pakir en ek is nou 25 jaar op die plaas. Ek is Margrieta Pakir. Ek bly op die plaas van Hoornvlei. Ek het 2005 het ek hier op die plaas kom bly. Ja, en ek is 40 jaar oud. Ons bly nog hier, maar ons betaal nie. Wel, ek bly mos nou al 30 jaar op die plaas. Ek het 25 jaar gewerk, permanent gewerk op Hoornvlei. Ja, die werk wat ek hier gedoen het was, ek was 'n produksiebestuurder. En ja, en ek het R19.238 gepay op die plaas, hier op Hoornvlei. Dit was alright geweest, ek het lekker gewerk, maar is nou net met die nuwe bestuurder se tyd, met Jaco Botma se tyd, het dit begin moeilik gaan. Van 2018 af is my man vir 3 jaar, ek aanskou dit as marteling. Hy is vir 3 jaar gemartel, want 2018, die 29ste Januarie 2018 het my man in 'n ongeluk beland. En dit het hier op die plaas gebeur met 6 werkers agter. Nou, soos ek weer eerlik kan sê, 19 Desember 2015 het die dokter my man gediagnoseer met epilepsie. Nou ja, ek het self by die kantoor gaan en ek het vir hom gesê van my man, die dokter sê het epilepsie. Maar nou 2018, toe was hy in 'n ongeluk met 6 werkers op. En ek, Margrieta Pakir, sy vrou moes hom dokter toe ry. Hy is nie met ambulans hier vanaf weg nie. Hy is met ons bakkies hier vanaf hospitaal toe. Ek het hom gery. Die ander werkers met die ambulans weg. 2 weke was die bakkie weg. 2 weke daarna sit hulle hom weer op die bakkie. Hy was Jaco Botma. En ek meen hy weet Javta ly aan epilepsie. En die 2 Oktober dieselfde jaar het Javta ongeluk en hy skryf die bakkie af. Nou, dit wat ons nou deurgegaan het, sê hy, ons het nooit doktersbriewe en gebring sodat hy kan weet wat Javta Pakir en ons die scan gedoen. Nou, aangesien ek al 2 keer by Woester die scan gedoen het en by Tygerberg, hulle het niks op Javta se brein gekry nie, want hulle het gekyk vir kanker en die seizures op die brein, maar daar was niks hier, want die toetse was skoon. En ek het vir die dokters of vir die professor daar by Tygerberg gevra dat hulle moet 'n verslag skryf, maar hy sê hy kan nie 'n verslag skryf aangesien daar mos nou nie iets op Javta se brein is. En dis hoekom hulle altyd geskryf het op die briefies van Tygerberg medical condition, want hulle kan nie sê dit is met sekerheid sê dit is epilepsie nie. Toe sê Jaco Botma en die HR Reinreiters van Hoornvlei plaas, daar is die pad en hulle, dis mis op. Ons het gekry dat ons moet die huis verlaat, ons moet die plaas verlaat. Ons het die brief gekry, ons het eers die boodskap gekry van Jaco Botma, en daarna het ons die brief gekry dat ons het net 'n tyd tot Januarie maand toe, einde Januarie, dan moet ons die plaas leegmaak, en toe gee hulle ons 'n sperdatum. Die 30ste Januarie daar gestaan en dan die 16de Februarie. Daar is 2 datums geweest. Daar is geen huisbehuising nie, daar is niks nie. Daar is nie gesê daar is met alternatiewe behuising of wat nie, daar is niks. So daar is nie te sprake van behuising en sulke goed nie. Hulle net gesê leegmaak. So ja, en dit affekteer my baie, dit laat my sleg voel, want hy het maar 2010 hier gekom, en ek het mos 1996 hier gekom, Maart maand, die 16de Maart 1996. Ja, toe gaan die vrugte. Ja, gewoonlik gaan dit oor see, dit word hier gelei en dan word dit in Pakketberg gepak by Pakketkou. So ja, die meeste van die vrugte, of kan ek maar sê al die vrugte gaan nou Pakketberg toe. Daarna Pakketkou toe, ja.